Kom ons praat oor die Sabbatdag. Wat 'n dag is die Sabbatdag? En hoe belangrik is dit om die Sabbatdag te heilig? Kom ons gaan na die woord van die Here. Ons kyk in Genesis 2. En ons lees: so is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. Ons lees dit selfs in die boek van Exodus 20, waar God het 'n wet gemaak het vir sy kinders om die Sabbatdag, die 7de Sabbatdag, te rus. En hy verwys terug na die skepingsdag, want God het in 6 dae die hemel en die aarde geskaap het. So hy verwys terug na Genesis in hierdie gedeelte. En as ons die seëning van God wil ontvang, dan moet ons die 7de dag ook heilig hou. Die Sabbatdag is nie geskep vir die Jode alleen nie, want toe God die aarde geskaap het, was daar nie Jode gewees nie. Dit was Adam en Eva, en dan die res, die kinders, alle kinders. So, kom ons kyk wat sê die Bybel, wat se dag is die 7de dag. Maar voor ons bekend maak wat se dag is die Sabbatdag, ons gaan eers na Matteus 24, wat Jesus geprofeteer het van voor sy koms gaan baie dinge gebeur, en wat hy spesifiek van praat is die Sabbatdag. As ons lees Matteus 24 vers 20, hy sê: bid dat julle nie in die winter of op die Sabbatdag hoef te vlug nie. Jesus het sy disippels vooraf gewys dat hulle moet bid dat hulle vlug nie op die Sabbatdag moet wees nie. En so vir Jesus was die Sabbatdag nog steeds baie belangrik, soos wat God dit in die begin geskep het. Jesus homself het die Sabbat geonderhou, en het vir sy disippels die toekoms bekend gemaak. En Jesus het uitdruklik die Sabbatdag aangespreek. So, ons kan nie sê dat die Sabbatdag het verander, of dis nie meer geldig nie, want Jesus homself het geonderhou. Ons weet van Paulus, was dit sy gewoonte gewees om op die Sabbat na die sinagoge toe te gaan. So Jesus het vooraf geleer sy disippels, as ons lees van, het gepraat oor die tempel. Die disippels wou weet van die tempel. En Jesus het gesê dat die tempel sou vernietig word. Daar sou nie een steen bovenaan nie oorbly nie, gelos word nie. En dis hoekom het vandag nog steeds belangrik vir ons is om die Sabbatdag te onderhou, want Jesus het vooruit gewys dat ons moet bid dat wanneer ons vervolg word, dat dit nie op die Sabbatdag moet plaasvind nie. So kom ons kyk wat sê die Bybel in verband met die Sabbatdag, as ons blaai na Matteus waar Jesus gekruisig was. Hierdie Bybeltjie van my is tweetalig, Engels en Afrikaans. En ek praat van die graf word bewaak. Dis nou Jesus word begrawe. So dis die dag wat Jesus gesterf het. Wat 'n dag het Jesus gesterwe? Die Bybel sê die volgende dag, die dag na Vrydag, het die priesters na Pilatus toe gekom en hulle het die liggaam gevra om gebewaak te word. Die Engelse vertaling sê, the next day, the one after preparation day. So vir die Jode vier die voorbereidingsdag, die preparation day, voor die Sabbatdag. In Afrikaans sê die volgende dag, die dag na die Vrydag. So die preparation day, die voorbereidingsdag, is op 'n Vrydag, volgens wat die Bybel sê. So Vrydag is die voorbereidingsdag. So wat se dag kom na Vrydag, of wat se dag kom na die voorbereidingsdag, preparation day? As ons gaan na die Jesus het opgestaan, Matteus 28, na die Sabbatdag, toe dit die Sondag môre begin lig word, het Maria Magdalene en die ander Maria na die graf gegaan, en toe vind hulle die graf is leeg. Die Engelse vertaling sê, the resurrection. After the Sabbath,
at dawn on the first day of the week. So die Afrikaanse vertaling sê dat die Sabbatdag was verby gewees op Sondag op die eerste dag van die week. So ons het Vrydag as die dag van sy begrafnis, en die dag na die begrafnis as dit die Sabbatdag, en toe die Sabbatdag verby is op die Sondag op die eerste dag van die week het Jesus opgestaan. So kom ons gaan kyk gou wat sê die ander boek, Markus. As ek blaai na Markus hoofstuk 15, 42. Dit sê weer die Jesus word begrawe. Dit was Vrydag. Dit is die dag voor die Sabbatdag. So die Bybel sê Vrydag is die dag voor die Sabbatdag. As ons die Engelse weergawe lees, dan sê dit it was preparation day, that is the day before the Sabbath. So Vrydag is die voorbereidingsdag, na Vrydag is dit die Sabbatdag. Dis volgens die Bybel. So Jesus was Vrydag gekruisig, en op Sabbatdag was hy in die graf gewees, en wanneer het hy opgestaan? Markus 16. Jesus het opgestaan. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalene en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsam. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom, en toe vind hulle die graf is leeg. Die engel weergawe sê it was the preparation day, that is the day before the Sabbath burial. 16 hoofstuk 16 sê when the Sabbath was over, en soos aanlees very early on the first day of the week. So Jesus was Vrydag gekruisig, Sabbat was hy in die graf gewees, Sondag het hy opgestaan. Dis wat die Bybel sê. Kom ons gaan kyk gou net om te bevestig wat sê Lukas. Weer eens die begrafnisdag. Dit was Vrydag, en die Sabbat het al begin aanbreek. Vers 56. Op die Sabbatdag het hulle gerus, soos die gebod bepaal. So ek spring nou by teksvers net om die video kort te hou, maar hierso sê die Bybel baie druklik, dit was Vrydag, en die Sabbat het al begin aanbreek. Wanneer begin die Sabbat? Dit begin Vrydag aand, want volgens die Bybel was die Sabbat gevier Vrydag aand tot Sabbat aand. So die dag na Vrydag is dit die Sabbat, wat ons weet is Saterdag, en Saterdag aand, dan is dit die einde van die Sabbatdag. Want dit sê op die Sabbatdag het hulle gerus volgens gebod. Die Engelse weergawe sê it was preparation day and the Sabbath was about to begin. Then they went home and prepared spices and perfumes, but they rested on the Sabbath in obedience to the commandment. Lukas 24. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan. Engelse weergawe on the first day of the week. So dit sê dat Sondag is die eerste dag van die week, en dit is nie die Sabbat nie, want dit praat van die Sabbatdag tussen Vrydag en Sondag. Tussen Vrydag en die eerste dag van die week is die Sabbatdag, die 7de dag. Kom ons gaan kyk gou wat sê die boek van Johannes. Johannes sê dit vir my eintlik baie beter as die ander boeke. Jesus sterwe. Vers 31, dit was Vrydag, en die Jode wou nie hê dat die liggaam op die Sabbatdag aan die kruis moes bly nie. Want daardie Sabbat
Sabbatdag was 'n groot dag. Daar het hulle Jesus begrawe, omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria hulle aan en hulle vind toe die graf leeg. Die Engelse weergawe sê, because it was the Jewish preparation day, and since the tomb was nearby, they had laid Jesus there. Early in the morning, first day of the week, while it was still dark, en hulle vind die graf leeg. So, hier sê die Bybel vir ons, dat alhoewel die Engelse weergawe sit nie die Vrydag in en Sondag in nie, maar dit noem wel die voorbereidingsdag en die eerste dag van die week. Nou, baie mense sal nou byvoorbeeld sê dat, maar die Bybel wat nou sê Sondag en Vrydag sê, is miskien verkeerd vertaal. Maar as ons gaan kyk net na die woordeboek, of jy kan kyk na die almanak, maar baie van die almanakke deesdae het verander. As ek byvoorbeeld, ek het 'n Bybeltjie, wat ek nou al meer as 30 jaar het. As jy nog sien die datum, is so 27ste van die derde maand, 1996. Dis ek geskryf, so dis 29 jaar gelede wat ek nog hierdie Bybeltjie het. En hierdie Bybeltjie sê nog vir my presies dieselfde as wat ons nou tans gelees het in hierdie boeke. So die Bybel is nog steeds dieselfde, maar ek sal dit nou bevestig op 'n ander gedeelte. Dis nou Johannes 19 vers 31, dit was Vrydag en die Jode wou nie hê dat die liggaam op die Sabbatdag aan die kruis moes bly nie, want daardie Sabbatdag was 'n groot dag. Daar het hulle Jesus begrawe omdat die Sabbat vir die Jode al amper aangebreek het. En die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, so die Bybel sê Vrydag was hy gekruisig, begrawe, en hy het opgestaan op Sondag, die eerste dag van die week. So kom ons gaan kyk gou na ons almanak. Ons gaan na Pinkster. Ons vier Pinkster gewoonlik April maand, of miskien Maart, April, het verskil, ja, na sekere jare. So op Good Friday, wat het gebeur op Goeie Vrydag? Ons weet Jesus is gekruisig op Goeie Vrydag. En dit stem ooreen met dit wat die Bybel vir ons gesê het, dat Jesus het gesterwe op Vrydag. Dan sê die Bybel, die dag na Vrydag was dit die Sabbatdag. Hier sê die almanak, dit sê nou nie Sabbatdag nie, maar dit sê Holy Saturday. Hoekom sal hulle sê Holy Saturday? Want ons weet dat die Bybel sê dat die dag na Vrydag, wat ons weet is Saterdag, is die 7de dag. En die Bybel in Genesis sê dat God het die 7de dag geseën en geheilig. Dis hoekom dit heilig is. En die almanak bevestig het. As ons Pinkster vier, dan is ons baie bly oor Jesus het gesterwe en Jesus het opgestaan op Sondag. Maar niemand praat van die dag tussen die kruisiging en sy opstanding nie. Net soos God gewerk het vir 6 dae om die aarde te skep, het God gerus op die 7de dag. Toe Jesus klaar was met sy werk, sy aardse werk, met sy bediening, het hy in die graf gerus, soos God gerus het, en in elk geval was Jesus die enige gewees wat saam met God, sy Vader, die aarde geskep het, as ons lees in Johannes 1, en in ander gedeeltes, dat Jesus het saam met God geskep die aarde en saam gerus op die 7de dag. So Jesus het gerus na om die mensdom te kom verlos van sonde, het hy gerus op die Sabbatdag, net soos in die begin in Genesis.
Niemand praat daarvan nie, of baie min mense praat daarvan. So ons moet dit weer bekend maak, dat dis die dag wat God geseën en geheilig het. As ons enige ander dag rus en God gaan aanbid, dan mis ons, wat maak ons dan op hierdie heilige dag? Ons vertrap het, en ons ontvang nie die seëning wat God geplaas het op die dag nie. So, nou is die vraag, hoekom hou ons dan Sondag? Hoekom sê ons dan dat Sondag is die Sabbatdag? As ons teruggaan na die geskiedenis, dan vind ons dat die Roman Catholic Kerk het die 7de dag Sabbat geskuif na die eerste dag van die week. As ons selfs net kyk na die kalender, dan sê dit Sondag, en dit eindig met Saterdag. Nou verander hulle die kalenders, en hulle maak nou Maandag as die eerste dag, en hulle eindig met Sondag as die 7de dag. Maar dis waar die misleiding gaan inkom, en baie mense gaan val vir die misleiding. Ja, baie van ons het groot geword as Sondag gaan ons kerk toe, en ons het mag aanvaar dat Sondag is die 7de dag. Maar dis waar die misleiding inkom, dat God wil hê die waarheid moet weer terugkeer na die mens, dat mense moet bewus word dat ons vertrap God se 7de dag rus. Die Bybel het net vir ons gewys, wat se dag is die 7de dag. So laat ons terugkeer na die woord van die Here. Nou wil ek graag uitbring, hoe het gekom dat Sondag dan nou die dag van rus is. Ons gaan na die Roman Catholic Kerk toe. Ek het dit gedoen. Ek het 'n boekie gekry by hulle, en dit is John Paul II. Hy het nog gelewe toe ek nog jong man was. En in hierdie boekie erken hulle dat hulle die 7de dag Sabbat verander het. As ek net gou dit kan vind. So op bladsy 68 sê dit, the remembrance of the liberation of the Exodus also assumes its full meaning as it became a remembrance of the universal redemption accomplished by Christ in his death and resurrection, more than a replacement for the Sabbath. If you kan sien nie. So die Roman Catholic Kerk sê dit dat die opstanding van Jesus, dis 'n vervanging van die Sabbatdag. Therefore, Sunday is its fulfillment. As ons kyk na hierdie gedeelte, dis nou op bladsy 71. This is why Christians, called as they are to proclaim the liberation won by the blood of Christ, felt that they had the authority to transfer the meaning of the Sabbath to the day of the resurrection. So hier erken die Roman Catholic Kerk dat hulle het gevoel, hulle het die autoriteit om die Sabbatdag te skuif na die opstandingsdag. So dis waar die vervanging van die 7de dag Sabbat Saterdag, nou Sondag kom. Sondag behoort aan die Roman Catholic Kerk. Hulle erken dit, hulle sê dit is hulle merk. En so ons as Christene moet waaksaam wees en weet dat wat se dag ons aanbid behoort aan die Roman Catholic Kerk, en dit behoort nie aan God nie. So ons het al die bewyse voor ons oë. Die Bybel het dit vir ons gesê. Ons het die almanak wat vir ons bevestig. Ons het Pinksterfees elke jaar wat ons vier. Dat ons nie vergeet die kruisigings, Good Friday, Goeie Vrydag, is Jesus gekruisig. En die aand, wanneer dit sonsak is, het die Sabbat aangebreek. En dis hoekom die kalender noem het Holy Saturday. En so as die Saterdag heilig is, dan is Sondag is nie heilig nie. Maar die Roman Catholic Kerk het gesê, erken, dat hulle die dag van Sabbat geskuif na Sondag. En God se 10 gebooies kan geen mens verander nie. Dis God het dit geïmplementeer in Genesis, en reg deur die 6000 jaar van die aardse bestaan is die Sabbat geheilig.
en gevier deur God se kinders. Ons kan self sien op die wanneer God die aarde gaan nuut maak, gaan ons nog steeds die Sabbatdag vier. As ons byvoorbeeld blaai na Jesaja. As ons gou vinnig kyk na die boek van Jesaja 66, dan kan dit vir ons bevestig dat die Sabbatdag het nog nooit verander nie en dit sal nooit verander nie. Dit sê Genesis, Jesaja 66, ons lees vers 22, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bevestig wees. En elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. So, hier sê die Here, op die nuwe hemel en nuwe aarde, gaan ons nog steeds kom, en hy praat van alle vlees. Hy praat nie net van Jode nie, hy praat van alle vlees, gaan die Sabbatdag God kom aanbid, op die nuwe aarde. So laat ons onsself voorberei, en gehoorsaam wees aan God se gebooie, soos wat hy in Genesis, Exodus gesê het, en selfs hier op die nuwe aarde. Mag jy geseën wees, en voorspoedig wees. Binnekort gaan die wêreld ons forceer om teen God se Sabbatdag op te tree, en die Roman Catholic Kerk se Sabbatdag implementeer, die eerste dag van die week. Dit is die merk van die dier. Sondag, die eerste dag van die week, is die merk van die dier, en die dier is 'n Roman Catholic Kerk, sy merk en tekenis is sondig onderhouding. Daar het hy nou ek die bewyse vir gegee, jy kan jy eie ondersoek doen, en vind, mag jy gehoorsaam word aan die woord van die Here, en die seëning van die Here sal u oorskadu, en u naam sal bly in die boek van die lewe. Amen.